Welkom by die Olielamp, die harmonie van klank en lig. My naam is Cornel Meyer en jy luister na die Olielamp se potgooi. Goeiedag en welkom by episode 8 van die Olielamp se potgooi. Vandag saam met ons in die ateljee is Dominee Pieter Boon en sy vrou Tannie Jenny Boon. Baie welkom. Baie dankie. Hoe het die kerk in die post-Romeinse era oorleef en uitgebrei? Ja, dankie Cornel vir die geleentheid om weer 'n bietjie te praat oor die kerkgeskiedenis. Ons het laas gekyk na die eerste 500 jaar en nou kyk ons bietjie verder na die post-Romeinse era. Nou wat word daarmee bedoel? Basies gaan dit oor die tyd nadat die stad Rome tot 'n val gekom het. Rome is ingeneem deur stamme uit die noorde en hy het sy posisie as hoofstad van die Romeinse Ryk verloor. Dit was 'n dramatiese gebeurtenis. Ons kan byvoorbeeld lees by Augustinus, een van die kerkvaders, wat daar gebeur het en mense het met baie vrae rondgeloop. Byvoorbeeld die inwoners van Rome het gesê die stad het geval omdat die stad Christelik geword het en lank gelede toe ons nou nog die Romeinse gode gedien het, was daar geen probleme nie en het goed gegaan. Maar nou dat ons Christelik geword het, nou het die stad geval. Augustinus het 'n hele boek geskryf genaamd die Stad van God, waarin hy daaroor praat en ook dat God voortgaan om sy koninkryk te bou en dat dit nie die einde is nie. En inderdaad, die kerk het bly uitbrei. Vanuit Rome is daar sendelinge uitgestuur na verskeie plekke in Europa, veral die noorde en Noordwes-Europa. Die evangelie het versprei tot in Engeland en Ierland. Ook vanuit Engeland en Ierland is daar weer sendelinge gestuur na Europa, lande soos Nederland en Duitsland, en dan ook na die ooste toe. En dan dink ons aan die Oost-Romeinse Ryk, wat nog steeds as hoofstad Konstantinopel gehad het. Van daaruit is die evangelie ook versprei na die ooste toe, tot lande soos Indië en China. So inderdaad, die Here het bly werk en die kerk het bly uitbrei. Hoe het die opkoms van die Islam die Christelike gemeenskap beïnvloed? Ja, dit is 'n groot ding wat gebeur het in die 7de eeu. Daar was iemand, waarskynlik met die naam Mohammed, wat geleef het in Arabië. Hy het opgegroei in 'n stad Mekka, waar veral baie afgode gedien is, maar hy het ook baie kennis gemaak met Jode en Christene. En gaandeweg het hy sy eie godsdienst ontwikkel, wat dan later die Islam geword het. En 'n hooftema by hom was dat hy die mense wou bevry van die afgode, omdat daar net een God was. Nou, tipies vir Mohammed en vir sy godsdienst was dat hy met geweld mense aan hom onderwerp het en by sy godsdienst ingelyf het. En aan die einde van sy lewe het hy die hele Arabiese skiereiland eintlik beheer. Nadat hy oorlede is, het sy opvolgers voortgegaan om gebiede in te neem en met geweld tot hulle godsdienst te dwing. Die hele Noord-Afrika is ingeneem, dit het groot skade aan die kerk berokken. Jerusalem is ook ingeneem, hulle het dit 'n moslimstad gemaak, een van die heilige stede van Islam vanaf toe. En so het hulle bly uitbrei, selfs het hulle die Middellandse See oorgesteek by die straat van Gibraltar. Hulle het Spanje ingeneem, maar God sy dank is hulle toegestuit by die slag van Tours, dit is in Suid-Frankryk. Dit was een van die groot veldslae waar die bekende Karel Martel die moslims finaal verslaan het. En in die eeue daarna is hulle toe weer teruggedryf uit Spanje uit. So ons is baie dankbaar dat Europa toe nie moslim geword het nie, want dit sou 'n totaal ander wending gegee het aan die geskiedenis. So, ons praat nou ook van Europa en watter rol het die sendingwerk in Europa gespeel in die uitbreiding van die kerk? Ja, soos ek nou net al gesê het, sendelinge is uitgestuur vanuit Rome. Mens kan dink aan Paus Gregorius, wat sendelinge uitgestuur het, byvoorbeeld na Engeland. Daar is 'n bekende stasie gestig, sendingstasie, wat later bekend geword het as Canterbury. Vanuit Engeland en Ierland is daar weer sendelinge gestuur na Noordwes-Europa. Mens kan dink aan sendelinge soos Bonifatius en Willibrord. Dit was van die eerste mense wat die evangelie gebring het na lande soos Nederland en ook Duitsland. So ja, die Here het voortgegaan met sy werk. En miskien kan ek nog een ding noem wat ook baie interessant is. Die
evangelie het dikwels ook versprei deur die getuienis van vroue. Vandag sien ons dit nog steeds op die sendingsveld, dat dit dikwels vroue is wat eerste tot geloof kom, en dat die mans eers later volg. En so het dit in Europa ook gebeur, laat ek net enkele voorbeelde noem. In Frankryk was dit koningin Clotilde, wat vir haar man Clovis oortuig het om 'n Christen te word. En in Engeland was daar 'n ene koningin Bertha, en sy het haar man Ethelbert oortuig om sendelinge in sy land toe te laat. En dan is daar die bekende koningin Olga van Kiev. Sy het op 'n stadium 'n reis gemaak na Konstantinopel, 'n Christelike stad in daardie tyd, waar sy toe 'n Christen geword het. En sy het haar geloof saam teruggevat na Kiev, en dit was uiteindelik haar kleinseun Vladimir wat die Christelike geloof toe tot staatsgodsdienst gemaak het. Baie dankie Dominee. Ons luisteraars, hierdie reeks wat ons nou mee besig is, dis nou ons het laas keer gepraat oor die kerkgeskiedenis van die jare ongeveer 30 na 500 na Christus, en vandag se episode wat gaan oor 500 na 1000 na Christus. Hierdie reeks gaan nogals hand in hand saam met 'n boek van die kerkgeskiedenis vir oud en jonk wat deur Dominee Boon en Tannie Jenny Boon geskryf is. Ek sal julle nogals aanbeveel om hierdie boek saam met die reeks te gebruik. Daar is prentjies, daar's mooi skilderye wat Tannie Jenny geskilder het, stories wat sy geskryf het. En dan natuurlik aan die agterkant is daar baie interaktiewe leerstowwe vir die kinders. En Tannie Jenny, waarom het Tannie stories geskryf en goed geskilder vir hierdie boek? Ja, dit het eintlik alles begin by Saskia Meyer, sy is die hoof van die Dirk Posma skool. Sy het glo al jare rondgeloop met 'n idee dat so 'n boek moet ontstaan, want sy het self kerkgeskiedenis gegee en sy het agtergekom dat dit vir kinders soms moeilik is as dit net 'n klomp droë feite is. Dan hou die kinders nie van die vak nie of hulle vergeet weer alles, en sy het gedink as mens dit nou in storievorm 'n boek daaroor skryf en mooi prente bysit en dan nog kunstvlei-projekte maak wat van toepassing is daarop, dat die kinders dit meer gaan geniet en dat die stof beter tot hulle gaan deurdring. Maar sy het nog nooit iemand gekry om dit te kan doen nie, en toe het ek op 'n stadium 'n kinderboekskryf kompetisie gewen, en sy weet ek kan skilder, en my man is 'n dominee en hy hou van kerkgeskiedenis, so toe dog sy nou dat al die goed nou bymekaar kom, en toe kom vra sy vir my of ek nie dalk die persoon sal wees wat dit wil maak nie, en dit is hoe dit begin het. Dit is 'n baie interessante boek, ek het al 'n paar keer deur hom geblaai en so, en 'n mens kan sien die werk wat hy ingegaan het om hierdie stories te maak vir kinders om dit te verstaan, vir, soos die boek sê, vir oud en jonk. Ek dink dis 'n wonderlike ding. Ons gaan vir 'n tydelik eers hierdie reeks afsluit, luisteraars. Ons gaan nie direk weer met die volgende episode aangaan 1000 na 1500 jaar na Christus nie, maar ons sal daai episode binne die volgende paar maande ook weer uitbring. Aan ons luisteraars, totsiens, tot 'n volgende keer. Totsiens. Baie dankie julle, dankie Cornel, totsiens. Hierdie potgooi word vervaardig en aangebied deur myself, Cornel Meyer. En ek, Christian Grobler, vervaardig die klank. Nuwe episodes van die Olielamp se potgooi word elke maand vrygestel. Die Olielamp potgooi is beskikbaar op ons webtuiste, as ook Apple en Spotify podcast. Teken in sodat jy nooit 'n episode mis nie. As jy enige vrae het of self oor 'n onderwerp wil praat, stuur vir my gerus 'n e-pos na olielamp.podcast@gmail.com.